Kom ons word vir 'n oomblik stil en soos wat ons die vorige 2 aande ook gedoen het, wil ek jou sommer net uitnooi om rustig te word en kalm te word in jou gemoed en in jou gees en wees maar net bewus van God se teenwoordigheid. En deel van ons tema dan, wees bewus van God se gees, sy teenwoordigheid en sy gees, vanaand in jou lewe en ook hier waar ons bymekaar is. So word vir 'n oomblik stil en word net bewus van die Here. Here, U is God almagtig. U is Skepper, U is Vader. U het Uself geopenbaar deur Jesus Christus wat aarde toe gekom het. En Here, U is ook vandag naby aan ons, in ons, deel van ons lewe. En ons eer U daarvoor. Gee Here dat wanneer ons vanaand hier bymekaar is en wanneer ons U lof gaan besing en daarna uit die woord uit lees en daaroor nadink, bid ons Here dat U ook ons sal bewus maak van dit wat U ook al vir ons wil sê vanaand. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom, toe die bord nou net so 'n bietjie vasgehak het met die woorde, dit laat dit my dink aan toe ek nog 'n student was, besig om te studeer vir dominee. Toe was ek in die vorige gemeente 'n koster gewees, maar ek was net vir 2 maande koster. En daar was 2 redes hoekom ek net vir 2 maande was. Na 'n maand toe vra hulle vir my, ek moet asseblief dit nie meer doen nie. En ek moes nog 'n maand bly want hulle het 'n maand gekort om nog iemand te soek. Maar die rede was dat die koster in daai gemeente het agter gesit, net die bank het so opgegaan en dan sit die koster hier bo en dan moet die koster die woorde, soos wat die ouens nou sing en speel, die woorde laat aangaan. Nou ken ek die woorde, so ek raak bewoe of ten minste vervoering met die woorde, vergeet ek om die liedjie aan te gaan en dan kyk die hele gemeente so om vir my. Dan weet ek is nou weer 'n slide of 2 agter. So ek hoop nie julle het omgekyk vir arme ouens daar in die klankskas nou toe die bord nie wil aangaan nie. Die ander rede hoekom ek gevra was om dalk nie meer koster te wees nie, is ek het en dan julle onthou, dit was 'n hele paar jaar terug, 20 jaar terug seker, het ek vergeet om druiwesap te koop. Waar kry jy 20 jaar terug op 'n sonnagoggend druiwesap, en toe het ek maar appelsap gevat. En ek het weggekom daarmee totdat die van die ooms in die asblikke verbygeloop het, toe sien hulle die appelsapbokse. Dit was ek 'n groot moeilikheid. So ek was net vir 2 maande lank koster in my lewe. Dit my nou daaraan laat dink. Heilige Gees, wie of wat is die Heilige Gees? Dis waaroor ons vanaand so 'n bietjie gaan gesels. Ons het nou maandag aand gesels oor die uitstorting en die groot gebeurtenis rondom dit. En hoe die Heilige Gees dan deel geword het van die disippels se lewe en ook later die lewe van die volgelinge van Jesus. En toe het ons gisteraand so 'n bietjie stil gestaan by 1 Korintiërs 12 tot 14, hoe Paulus so 'n bietjie gesels het oor die Heilige Gees en dat die Heilige Gees gereedskap vir ons gee om diensbaar te kan wees in die koninkryk van God en ook om die liggaam van Christus op te bou. So vanaand gaan ons amper 'n tree teruggee en net weer vir mekaar of probeer om die vraag te antwoord, wie of wat is die Heilige Gees? Dit voel amper asof vanaand sin eintlik maandag aand moes gebeur het, maar daar's 'n rede dat dit vanaand is, nê?
Wie of wat is die Heilige Gees? Nou, ek het vinnig daarna verwys maandag aand toe ek gesê het dat die Gees is God se teenwoordigheid hier op aarde. En die woord wat gebruik word in Hebreëus is die woord ruach. Nou hierdie woord ruach het verskillende betekenisse. Jy sal onthou ons het gepraat bietjie oor wind en oor God se Gees, maar dit is nie al betekenisse wat hy gehad het, daai spesifieke woord in die Ou Testament nie. Al hierdie betekenisse van hierdie woord ruach het almal een ding in gemeen en dit is energie. 'n tipe van 'n energie. Dink nou maar aan wind. Wind is 'n onsigbare energie wat die wolke laat beweeg en wat die blare laat ritsel. Dis ruach wat dit laat gebeur, nê. As jy vir 'n oomblik saam met my sommer net jou asem kan inhou, jy trek lekker jou longe vol lug en jy hou dit daar. Daai longe van jou wat vol lug is, vol asem is ruach. En hierdie ruach, weet ons nou, gee lewe, nê. En so ook dan God se Gees wat vertaal word met die woord ruach. Wat ook in 'n sekere sin dan vir ons 'n tipe van 'n onsigbare energie is wat hier tussen ons beweeg. God se Gees wat ook met ander woorde vir ons lewe bring. Soos wat asem vir ons lewe gee, soos wat wind kragtig is, nê. Dis 'n redelike kragtige ding. So is God se Gees ook met ander woorde kragtig. So wanneer ons dan oor die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees praat, dan dink ons dat die Heilige Gees eintlik eers ontstaan het hier in die Nuwe Testament. Of ten minste ek hoor baie mense wat sê die Heilige Gees het ontstaan eers hier in die Nuwe Testament. Is 'n miskonsepsie. Baie dink eers na die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 het hy eers begin werk hier op aarde. En dis 'n misverstand, nê. Die Heilige Gees lees ons al van, of ons lees al oor die Heilige Gees, ons lees hom al raak in die Ou Testament, nê. Sommer aan die begin van die Ou Testament, ruach kom dan voor in die hele skepingsverhaal. Hy was daar teenwoordig, nê. Ons lees oor hoe die skepping of hoe die aarde altans onbewoonbaar was, hoe dit chaos was, hoe dit donker was, en dan lees ons van God se Gees wat oor die aarde beweeg het en hoe hierdie Gees van God hoe hy hierdie aarde gevorm het soos wat ons hom vandag ken, nê. Hoe hy orde gebring het in hierdie chaos, hoe hy lig gebring het in hierdie duisternis en hoe hy lewe gegee het aan dit wat ons hier op die aarde beleef. So al van die begin af is die Gees aan die werk. Selfs in ons eie Bybel, ons eie verhale is hy aan die werk. As ons vir 'n oomblik na 'n paar ander plekke in die Bybel gaan kyk, dan sal julle onthou Josef, nê, met sy multicolored dreamcoat, nê, daar's mos so 'n produksie gewees daaroor. Josef, nê, hy het drome uitgelê want God se Gees het hom bemagtig om hierdie drome te kon uitlê. Daar is 'n ander karakter in die Bybel wat min mense eintlik van weet, en ek wonder hoeveel van julle het al sy naam raak gelees in die Ou Testament, nê? Ek moet weer hier kyk want dit is so moeilik om sy naam te onthou. Besaleel of Besaliel, hang of hoe jy hom wil uitspreek. Ek weet nie of julle al ooit van hom gehoor het nie. Maar ons lees van hom daar in Eksodus 31 en wat hy gedoen het is, hy was aangestel deur God om in die tabernakel, ek wil amper sê die tabernakel te versier. So hy was 'n kunstenaar gewees. Hy was baie goed met sy hande, baie kunstig gewees en dan lees ons daar in Eksodus 31 hoe God se Gees oor hom gekom het en dit het hom bemagtig om die tabernakel te versier. Kan julle net julleself indink wat 'n wonderlike werk dit nie moes gewees het. Omdat die tabernakel was was 'n afbeelding van die tempel gewees wat die ouens dan nou die Israeliete
opgevou het en alle elemente daarvan saam met hulle gedra het soos wat hulle rondgewandel het daar in die woestyn, nee. Dit was die tabernakel se rol, want onthou nou die tabernakel was God se teenwoordigheid gewees onder die Israeliete. So hierdie ou het die voorreg gehad om hierdie tabernakel te versier, om dinge te bou en te maak wat daar binne is. Selfs die ark, nee, die verbondsark het hy gemaak. So ons lees al van God, amper sê dit iets van die skepende, die gees wat skepend is, wat ons lees in die skepingsverhaal en hoe hy hier ook amper simbolies ook skepend is, nee, hoe hy hierdie wonderlike ding in die tabernakel gemaak het. So ons lees al daarvan hom, nee, ons lees dat die gees van God die profete bemagtig het om met die volk te praat. Onthou die profetiese era, die tydperk toe daar nog nie 'n Bybel was, het God deur die profete met die volk gepraat. En dit was die gees van God wat hulle bemagtig het of hulle in staat gestel het om dit te kan doen. Gaan lees maar so 'n bietjie oor die profete, dan sal julle die gees van God raak lees in die verhale van die profete, nê. En dan interessant, as ons dink aan die profete, hulle het almal maar min of meer 'n boodskap gehad van hierdie skepping wat God gemaak het, hierdie wonderlike mooi skepping en hoe die mensdom eintlik hierdie skepping vernietig het in 'n sekere sin, nê, en as gevolg van die boosheid wat die mensdom eintlik maar in hierdie skepping ingebring het. En hoekom noem ek dit? Want die profete het gepraat van hierdie gees van God wat gaan kom en kom nuut maak. Dit was deel van hulle boodskap. So iets wat vernietig is, wat nie meer was soos wat dit moet wees nie, wat die rol van die gees was om te kom en dit te kom nuut maak. Om te kom regmaak dit wat gebreek is deur die mense, nee. So dit was deel van hierdie boodskap van die profete, nee, amper iets van die transformasie, die gees wat gaan deel vorm van die transformasie van die wêreld. Transformasie in mense se lewens, nê. Dink maar aan wat gebeur het in die Nuwe Testament, nê. Ons gaan nou so 'n bietjie oor die Nuwe Testament praat, maar hoe die Gees mense nader mekaar gebring het en verander het, hulle getransformeer het en om nie net God te aanbid nie, maar mekaar ook te dien soos ons gisterand vir mekaar gesê het, nê. Die profeet het al daaroor gepraat. So ons lees in 'n klomp plekke in die Ou Testament al raak van die Gees van God. Hy was nie net daar gewees in die Nuwe Testament nie, hy was al daar gewees in die Ou Testament. Hy was van die begin af daar, want onthou die Heilige Gees, die Gees van God is die derde persoon in die Triniteit van God, nê, Vader, Seun, Heilige Gees. En hy is self God ook. Daai moeilike konsep, nê, van hierdie Triniteit. Dis almal God. Op 3 verskillende maniere amper, nê. Van die begin af was hy al daar, was hy deel van alles wat gebeur het. En dan kom ons in die Nuwe Testament, dan lees ons met Jesus se doop, nê, hoe die Gees van God oor Jesus gekom het, nê, in die vorm van 'n duif. En toe die Gees van God oor Jesus gekom het, het sy openbare bediening begin na sy doop. En deel van Jesus se taak was om aan te gaan, of om ten minste om hierdie transformasie na vore te bring, om hierdie herstel te begin bewerkstellig, om hierdie gesondmaking in 'n sekere sin van die aarde, van die skepping te begin. So dit wat die profete gesê het, dis hoekom ek dit genoem het, wat sê hierdie Gees gaan kom. So hier kom die Gees deur Jesus en hy begin al reeds nuut maak. Hy begin al reeds vernuwe, hy begin al reeds gesond maak. Ons sien dit raak wanneer Jesus byvoorbeeld mense genees en wanneer Jesus mense, na God toe lei. Sien ons al hierdie wonderlike vernuwing wat besig is om plaas te vind. En dit geskied dan deur die Gees van God. Gaan lees maar die evangelies, veral Lukas hou daarvan om daarna te verwys, nê. So aan die ander woorde, Jesus kom om dit wat dood is en was, lewe te kom gee. En dan lees ons van die Gees ook later, selfs in Jesus se dood, nê.
die profete, of ten minste nie die profete nie, maar die vroeë gelowiges, nê. Hulle het geglo dat dit die Gees van God was wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Gees van God. En dan later sien ons na Jesus opgestaan het hoe hy sy gees oor die disippels uitblaas, en dan doen hy dit want daardeur het ons gisterand vir mekaar ook gesê dat die disippels bemagtig was, nê. En vanaand kan ons dan nou so daai stappie verder vat en sê maar hulle is bemagtig om aan te gaan met hierdie werk wat Jesus gedoen het, nê. Hierdie herstelwerk, hierdie kom heel maak, hierdie kom lewe gee waar dit dood is. En nadat Jesus opgevaar het hemel toe, is die rol van die Heilige Gees in mense se lewens om hulle te bemagtig om weer te kom lewe gee. Lewe gee in dit wat eens stikkend was. En dan bereik dit half sy hoogtepunt in ons storie oor die Heilige Gees, so reg deur die Bybel. In Openbaring lees ons dit dat hierdie nuwe Jerusalem wat op pad is, nê. Daar waar God gaan wees, daar waar dit weer volmaak gaan wees. Daar waar alles weer heel gaan wees en wees soos wat dit moet wees, soos wat dit bedoel was om te wees. Daar waar ons saam met God gaan leef in sy genade, in sy liefde, in sy volheid. So die Heilige Gees wat van die begin af deel was en is van alles. Nou wanneer ou so praat en nou lees hierdie dinge so in die Ou Testament raak oor die Heilige Gees, dan kry ons amper hierdie idee, of soms is dit ons interpretasie daarvan dat die Heilige Gees amper net 'n tipe van 'n wind is, nee, ons het mos nou gesê hy's wind, so hy's amper soos wind, hy's nie tasbaar nie, nê. Ek sit onmiddellik en dink aan Star Wars, nê, The Force, die van julle wat ook al Star Wars gekyk het. Nou dink ons baie keer aan die Heilige Gees as The Force, nê, hy's amper ontasbaar, hy's amper onkenbaar. En dis bloot nie waar nie. Paulus help ons baie daarmee, nê, ons gaan verwyderd is nie, nê. So Romeine 8 vers 26 tot 28 gaan ons saam lees. Nou al twee tekste wat ons vanaand gaan lees, staan weer eens binne in 'n groter gedeelte, nê. So terwille van tyd kan ons nou nie na die hele prentjie daarvan gaan kyk nie, maar gaan lees dit, dan sal julle iets sien van die diepte van dit wat Paulus probeer sê, maar vir ons gesprek vanaand is vers 26 tot 28 nogals belangrik. Daar staan geskryf, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. So hier kom Paulus in hierdie gedeelte, nee, hy skryf hier aan die gemeente daar in Rome, en dan wil hy vir hulle iets verduidelik, iets vertel van hierdie Heilige Gees, van God se Gees wat baie meer is as net hierdie onsigbare wese / energie, nê. Hy doen dit byvoorbeeld in hierdie gedeelte deur vir hulle te vertel, en dis wat ek en jy moet raak lees vanaand, dat die Gees namens ons by God pleit. Met ander woorde, Paulus kom en hy gee 'n karaktereienskap aan die Heilige Gees. Hy sê die Heilige Gees is amper iemand wat instaan tussen ons en God, wat namens ons instaan by God. Paulus impliseer dat ons maar nog steeds sondige mense is, nê, en dat ons nie in ons volheid altyd God aanbid nie, en ook nie in ons volheid altyd bid nie. Nou sê hy die Heilige Gees staan vir ons in. Wanneer ons woorde ontbreek, wanneer ons dinge dalk misverstaan of sukkel om die konsepte uit te druk wanneer ons met God praat, is die Heilige Gees die een wat instaan namens ons. Dis amper soos iemand wat in die hof verskyn en dan het jy jou prokureur wat namens jou onskuld probeer pleit.
Nee, hy staan in namens jou. So hier kom Paulus en hy probeer hierdie gedagte tuisbring by hierdie ouens om te sê maar die Heilige Gees is baie meer as wat julle dink hy is. Hy's 'n persoon, hy selfs iemand wat namens ons by God pleit. Nou, wanneer die Heilige Gees intree by God, ek dink dit is belangrik dat wanneer hy bid namens ons, dan doen hy dit volgens God se wil, Paulus is baie duidelik daaroor. Want hy is self God, so hy moet dit doen volgens God se wil. Hy pleit nie namens ons omdat ons oulik is en dalk goeie mense is en hy probeer nie God oortuig, maar weet jy, Christian is eintlik 'n alright ou nie. Nee, want hy is self God, so hy tree op binne sy wil, soos wat hy geregtig en geregverdig is om te doen, So op 'n ander woorde, hoe sou hy optree namens ons? Hy sou bid namens God en hy sou bid namens ons in die sin dat Jesus wat gesterf het aan die kruis, die verlossingswerk van Jesus, is dit wat ons vrymaak, wat ons losmaak, en so hy bid binne in die wil van God namens ons vir God. Is dit nie ongelooflik om so daaroor te dink nie? Ons dink baie keer, wonder ons of ons die regte woorde sê en of ons goed genoeg bid of reg bid of goed genoeg dinge doen, dan leer Paulus ons hier, weet jy, die Gees hy's die een wat instaan, namens ons ook, instaan by God en pleit. Dis ek weet nie van jou nie, maar dit gee vir my net 'n persoonlikheid aan die Heilige Gees. Dat hy 'n persoon is. Meer is as wat ek en jy soms dink. Selfde lees ons in 'n sekere sin raak in Efesiërs 4 vers 30, Weereens onthou hy geskied binne 'n groter prentjie, maar kyk gou wat staan in Efesiërs 4 vers 30. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Hier's baie teologie in hierdie gedeeltetjie daar in hoofstuk 4, maar net vir die doel van ons vanaand sien jy weer iets van 'n persoon raak in die Heilige Gees, want hy kan bedroef word. Aan die ander woorde, ek en jy, ons optrede, ons kan die Heilige Gees bedroef maak. Ons kan hom met ander woorde hartseer maak. Baie meer as hartseer. Die Griekse woord wat gebruik word is 'n baie sterker woord as net hartseer. Maar in hierdie gedeelte sê Paulus, as hy besig om vir die ouens daar in Efese te leer, aan die ander woorde, daar's 'n leefstyl wat ons moet leef as kinders van die Here. So gaan lees daai vorige gedeeltes, daai vorige verse, dan kom jy agter hy leer, hy sê dis hoe kinders van God optree. En dan sê hy, wanneer ons dan nie so optree nie, en wanneer ons in ons sondige natuur voortleef, dan bedroef ons die Heilige Gees. So sien julle iets van 'n persoon raak hierin, dat die Heilige Gees weer eens nie net een of ander krag of energie is nie, maar dat hy's 'n persoon, hy het karakter, hy het 'n doel, ons kan naby hom kom, hy's tasbaar. In 'n sekere sin, nie fisies tasbaar nie, maar in metafories is hy naby en ons kan naby aan hom kom. Paulus praat daar in Romeine 8 in daai gedeelte wat ons nou gelees het, in die groter gedeelte daarvan, dan praat hy oor ons sondige natuur. Aan die ander woorde, dan sê hy, ons kan of leef vanuit ons sondige natuur, of ons kan leef vanuit die Gees, vanuit die Heilige Gees. So met ander woorde, ons kan of oorgee aan ons sondige natuur, en ons sondige natuur volgens Paulus sal wees om eintlik maar net te verwoes en te vernietig en te verniel. Maar dan kom hy en hy sê, maar ons wat kinders van die Here is, ons wat die lewende God aanbid, ons wat Jesus bely, kan kies om deur die Gees van God gelei te word. Om deur hierdie persoon, die Heilige Gees, gelei te word. So dis 'n wilsbesluit wat ons moet maak en dis 'n kopskuif wat ons moet maak.
Om te besef die krag van ons sondige natuur, dis wat Paulus probeer sê, dit hoef nie meer so kragtig te wees nie, want Jesus het ons kom vrymaak en kom losmaak, en nou het ons het die geleentheid om die Heilige Gees as persoon te leer ken en van daaruit te leef. Ek hoop dit maak sin, nê. So wat ek eintlik het vanaand probeer sê is dat jy weet die Heilige Gees is persoon. En Paulus in 'n klomp ander plekke in die Nuwe Testament probeer dit tuisbring. En so kan ons 'n klomp ander goed nog gaan lees oor die Heilige Gees, nê. Maar as ons ek dink net as ons hom in ons koppe dink as 'n persoon met emosies, met karaktereienskappe, dan gaan ons dalk 'n bietjie anders begin dink oor die Heilige Gees en hom anders begin ervaar. Dis dalk makliker, meer tasbaar wanneer ons aan hom dink as persoon eerder as aan 'n krag of een of ander wind of abstrakte energie wat net weet nie waar is nie. En dis hoekom hierdie vir ons belangrik is. Want dit laat ons besef dat daar 'n Heilige Gees is wat God verteenwoordig in hierdie wêreld, wat vir my en jou help om God se wil te ken. Want as jy Paulus gaan lees in Romeine 8, dan kom jy agter dat en ook in Efesiërs, nee, dat God het 'n wil, hy het 'n spesifieke wil wat hy wil hê ek en jy moet begryp, nee, sy geopenbaarde wil in die Bybel wat ons moet begryp en om daarvolgens te leef ook. So om die Heilige Gees as persoon te ervaar en te beleef is dit hy wat ons help om hierdie wil van God te leer ken. Die wil van God oor hoe ons moet leef, hoe ons mekaar moet hanteer, hoe ons die skepping moet hanteer, hoe ons die wêreld om ons moet sien. Om die Heilige Gees as persoon of aan hom te dink as persoon help ons om nader aan God te kom, nê. Want hoeveel keer hoor ek nie mense sê maar dit voel asof God so ver is. Ek bid en dit voel net God is net ver, maar as ons dink aan die Heilige Gees as die persoon wat teenwoordig is hier vandag, vanaand, nou, dan is God naby. So wanneer God weer ver voel vir jou, moet ons teruggaan na dit wat die Bybel vir ons leer en sê, maar nee, God is naby. As ek hom nie voel nie, is daar dalk iets anders wat maak dat dit voel asof God ver is, nie. Maar dis een van sy beloftes, ek is naby. En ek is in die persoon van die Heilige Gees, is ek naby. Hierdie persoon, Heilige Gees, wat ons dan vanaand help om hierdie werk wat Christus begin het, mee aan te gaan. En is dit nie 'n wonderlike gedagte om te dink dat God vir my en jou so wil bemagtig, dat hy deur ons herstel wil bring in hierdie wêreld nie. Dat hy deur ons sy liefde wil bewys nie, of wys in hierdie wêreld nie, dat hy deur ons vir mense wil oortuig dat hy 'n God is van genade en vrede en liefde. En dit is vir my dis amper te groot om daaroor te dink, om dit regtig te begryp en vas te vang. Dat hierdie heilige, almagtige God deur die kragtige werking van sy Gees in ons lewens ons wil gebruik om aan te gaan met die werk van Jesus in terme van herstel, in terme van lewe bring in hierdie wêreld. Want hierdie wêreld is baie donker en duister, kan wees vir baie mense. Mense beleef baie negatiewe, slegte dinge in hierdie wêreld. Mense is hopeloos, mense voel, daar is nie meer hoop nie, ek het niks meer om voor te leef nie. En kan jy net vir 'n oomblik
besef dat God deur die Heilige Gees as persoon vir my en vir jou wil gebruik om hoop te bring in hierdie wêreld. Ons is deel van iets baie groters as gevolg van die werking van die Heilige Gees in ons lewe. En ons moet dit nie geringskat nie, ons moet dit nie onderskat nie. En dit gaan nie altyd oor hierdie groot wonderwerke nie. Baie keer lê dit in die klein wonderwerkies van die lewe. Die hoop wat mense beleef, vind hulle soms net selfs in 'n drukkie, selfs in 'n stukkie bemoediging, selfs net die daar wees van die gelowiges in hierdie wêreld. Die teenwoordigheid van die gelowiges in hierdie wêreld. Dat net ons teenwoordigheid geleentheid gee vir God in sy Gees om hoop te bring vir mense, om lewe te bring vir mense. Het is ongelooflik om so daaroor te dink. En ek hoop regtig dat jy ook iets daarvan beleef wanneer Paulus en die res van die Bybel praat oor die Heilige Gees en oor sy mag en sy krag en wat hy doen. So ek wil net weer eindig vanaand met dieselfde 2 vrae, of in 'n sekere sin dieselfde 2 vrae as maandag aand. En ek wil dit is 'n klein bietjie anders stel en vir jou vra vanaand, is jy bewus van die werking van die persoon van die Heilige Gees in jou lewe? Nee, is jy bewus van sy werking as persoon, nie as 'n vreemde energie nie, maar as persoon wat wil te leef. En deel van sy wil is diensbaarheid. So ons kan sê die Heilige Gees is ons kompas, ons lewenskompas. Is die Heilige Gees jou lewenskompas? Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons hierdie gedeeltes kon lees in Romeine en in Efesiërs, en ons weet daar soveel meer daaraan, Here, maar dankie dat ons anders kan dink oor die Heilige Gees. Dat ons soms hierdie idee dat hy net een of ander vreemde krag is, of wind is wat waai, maar Here, hy's die derde persoon in die drie-eenheid van U. En hy's U teenwoordigheid hier op aarde, en help ons om bewus te wees, help ons om gelei te word deur U Gees, help ons om gebruik te word deur U Gees. Help ons, Here, om te besef dat ons die voorreg het om te kan lewe bring, te kan hoop bring, om genesing te kan bring in 'n stikkende wêreld deur die werking van U Gees in ons lewens. Mag ons besef waaroor dit gaan. Mag dit nie net teoreties wees nie. Maar mag dit 'n waarheid wees, 'n werklikheid wees in ons lewens. In Jesus naam. Amen. Mag God met sy groot en ewige genade en mag Christus met sy opofferende liefde en die kragtige werking van die Heilige Gees in elkeen van julle wees. Amen.